Goeiedag en baie welkom by Universiteitsoord se aanlyn erediens vanoggend. Dis so lekker om jou hier te hê, waar ook al jy sit, wil ek jou verwelkom in jou sitkamer, dalk sit jy 'n bietjie in jou kombuis, besig met ontbyt, maar is lekker om jou hier te hê. Ek het vanoggend vir ons so 'n paar afkondigings net voor ons wegval met ons gedeelte uit Hosea uit vanoggend. As jy wonder hoe jy kan help by ons uitreike hierdie jaar, kan jy fondse skenk vir pizza. Daar is amper 50 studente wat die eerste vakansie nou in Junie bietjie op uitreike gaan en ons wil vir hulle pizza gee die aand voor hulle dan nou vertrek. En dit gaan so om en by R1500 kos. So as jy enige fondse beskikbaar het en jy wil dalk 'n paar studente voer vir 'n aand, is jy baie welkom om in te betaal en ietsie by te dra daar. Dan het ons 1 Augustus ons kaskar en ons is baie opgewonde oor ons kaskar en die bazaar wat saam met dit gaan. Maak seker jy skryf 'n span in en as jy iets wil skenk vir 'n stalletjie of bestanddele of selfs sommer net jou tyd wil skenk en bietjie wil kom help, is jy baie welkom om die kerkkantoor te kontak en jy kan dan al die besonderhede en die info daar kry. Ons het ook 13 Augustus Nathaniel se opvoering waaroor ons opgewonde is, die boek Bybel en Bioskoop. Dis R300 'n kaartjie en jy kan jou kaartjie deur Sheet Me boek. Ons is regtig opgewonde, so ons hoop jy is ook daar. Liewe vriende, ek groet jou vanoggend met die woorde genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons raak nou 'n oomblik stil en bewus van God se teenwoordigheid. En ek wil jou sommer nooi om daar waar jy nou sit, 'n asem te vat, diep asem te haal, jou voete plat op die grond neer te sit en te besef jy is nou op heilige grond. Ons is hier almal saam as gelowiges. En die Here nooi ons om nie weg te steek nie, maar om naby te kom en soos kinders by 'n Vader wat ons verstaan te kom staan. Hy weet hoe dit is om swaar te kry en dan weet hy ook hoe dit is om die regte keuses te maak. En hy wag altyd vir ons met oop arms. Ek wil jou uitnooi om nou vir 'n oomblik stil te word en sommer net daar waar jy is, jou hande so bymekaar te sit en net vir 'n oomblik self by God te wees. Dink aan dit wat jy dalk mag dra, dinge wat jy gesê het of gedoen het, of dalk nie gedoen het nie, wat tussen jou en God is, of tussen jou en ander lê. En nou terwyl jy nog voor God stil is, wil ek jou uitnooi om jou hande stadig teen mekaar te vryf, asof jy iets was of iets probeer afspoel. Net sag, nie haastig nie, net as 'n teken, Here, ek bring alles na U toe. Ek wil dit nie meer vashou nie. Ek vertrou U om dit weg te neem. En dan luister ons sommer nou saam na die belofte van die Here. Hy sê vir ons, almal wat in ware berou in Christus Jesus kom vir verlossing, sal dit ontvang. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik en dan lees ons saam. Here, dankie vir nog 'n wonderlike dag wat U vir ons geskenk het. Dankie dat U ons nader trek, Here, en vir ons 'n oomblik gee waar ons in U teenwoordigheid kan leef. Here, dankie dat U altyd daar is en na ons luister en weet wat ons nodig het nog voor ons daarvoor vra. Here, waar ons nou 'n gedeelte uit Hosea uit gaan lees, help ons om te verstaan wat daar staan en wat dit vir ons vandag kan beteken. Amen. Hosea 11 behoort op die kortlys te wees van een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. En dis een van daardie tekste waar God sy hart oopvou. En in hierdie gedeelte gebruik die Here sy profeet Hosea om vir ons iets te kom wys van sy liefde en sy hart vir sy mense. Dis intiem en is rou en is naby. Kom ons lees saam. Hosea 11 vanaf vers 1 tot 11. Toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad. En ek het hom, my seun, uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat
en vir die Baals gaan offer, vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra, maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig, as dit sy trekdier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en hom gereeld kos gegee, want ek wou nie hê dat hy weer na Egipte toe moet teruggaan nie, of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander sal die slawejuk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Adma, met jou maak soos Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toorn bedwing, en ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die heilige wat by jou is, en ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg, hy sal brul soos 'n leeu, en wanneer hy brul, sal sy kinders vol onsag uit die weste kom. Vol onsag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg, en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring. So sê die Here. Tot sover. Om hierdie gedeelte beter te verstaan, moet jy verstaan dat dit geskryf is in 'n tyd wat Israel, God se mense, sy volk, wat hy uit Egipte geroep en gered het, verlore gegaan het. In hierdie gedeelte verwys hulle na Israel as Jakob, en hierdie groep mense was vasgevang in afgodsdiens. Die noordelike ryk was polities in chaos en geestelik vervreem, en die Assiriërs staan aan die deur, en Israel sien nie vir God nie. In hierdie gedeelte van Hosea word die beeld van 'n pa gebruik, die verhouding tussen 'n pa en sy seun, en die liefde van 'n pa vir sy seun, en hierdie seun se totale afhanklikheid as kind. Die eerste wat ons dan van hierdie liefde hoor, is reeds in die eerste vers, waar die Here sê dat hy Israel reeds geroep het en liefgehad het, al vandat Israel 'n kind was. Dit laat my sommer net dink aan die rol van 'n pa. En dan besef mens hoe belangrik 'n pa in daardie tyd was. Want sonder jou pa het jy nie behoort nie. Jy het outomaties gewerk in die familiebesigheid en jy het gedoen wat jou pa doen. En as iemand vir jou gevra het wie jy is, het jy gesê, ek is Alisha, dogter van Hermanus Lambertus Bosman. Dit het jou rang bepaal, jou identiteit, jou plek in hierdie gemeenskap. Selfs jou werk en jou status het afgehang van wie jou pa is. Net soos ons identiteit bepaal word deur God. Ek en jy is kinders van God. Vir Israel was dit nie anders nie. Hulle het aan God behoort, omdat hy 'n verbond met hulle gesluit het. Dit was nie net 'n ooreenkoms nie, maar dit was 'n verhouding van liefde en van trou en van behoort. En God het gesê, ek sal julle God wees en julle my volk. Dit is hoekom hulle sy kinders is. Nie omdat hulle altyd reg geleef het nie, maar omdat hulle aan hom gebind was, omdat hulle aan hom behoort het, in liefde en in verbond en in identiteit. Hulle is nie kinders van Baal nie, hulle is kinders van die verbond, kinders van Jahwe, en dit is wat hulle identiteit bepaal het. En dan lees ons verder in hierdie gedeelte, dat daar later weer so na hulle geroep is, soos hy hulle uit Egipte uitgeroep het. Maar hulle het besluit om van hom af weg te gaan, hulle het gaan afgode kry, wegbeweeg van hulle pa af, van wie en wat hulle is, hulle identiteit. En ons lees dan in hierdie gedeelte, wat God vir Efraim, of terwyl Israel gedoen het. Hy het hulle leer loop. Hy het hulle in sy arms geneem, maar hulle wou nie erken dat hy hulle versorg nie. As 'n mens nou dink,
aan 'n ouer wat 'n kleintjie leer loop, kom hierdie prentjie in my gedagtes op van hierdie verskriklike groot mens wat hierdie klein lyfie leer loop. En dan gly hulle arms onder die kleintjie se kielibakke in en dan loop hulle treukie vir treukie saam met hierdie kind. Is dit nie ongelooflik om dan te dink of dan te besef dat God dit met ons ook doen nie, sy volk ook doen nie. En alhoewel ons eintlik klaar kan loop, is hy steeds daar saam met ons, tree vir tree, elke dag. En in hierdie gedeelte hoor ons dat hy sy volk vasgehou het, en tog het hulle omgedraai en gesê, hy versorg hulle nie. Hier word ook 'n metafoor gebruik van menslike bande, waarmee hy hulle nader getrek het, met toue van liefde. En hy het hulle juk gelig en na Efraim afgebuk en hom gevoed. En hierdie menslike bande is eintlik 'n interessante ding. Sommige mense glo dit verwys na bande wat op kleintjies se klere vasgewerk was, waaraan die ouers hulle dan nou opgetel het, sodat hulle gemakliker kon leer loop. En ander mense glo weer dat hierdie leading strings of menslike bande verwys na die slawe en dat dit vasgebind was en dat God hierdie bande kom losmaak het en lostrek het. Wat ook seker sin maak, want net in die volgende gedeelte word daar verwys na 'n juk wat teen hulle kake gedruk het. So slawe was vasgemaak met 'n ring om hulle nekke en dan ook het die ring teen hulle kake gedruk en God het hierdie toue en hierdie ring alreeds in Egipte kom afhaal en hulle gevoed. En dan kom daar een van die mooiste gedeeltes in hierdie hele gedeelte, maar ook in die Bybel. Vers 8 sê vir ons, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. En in hierdie gedeelte wys God dan sy frustrasie vir ons. Dis een van die eerste gedeeltes waar God direk met sy volk praat. Hierdie hele tyd in hierdie hele gedig word die volk as derde persoon aangespreek en skielik hier is dit direk. Sjoe, is dit nie treffend nie. In hierdie laagste punt in die verhouding tussen God en sy mense en sy volk wek dit 'n deernis in die Here. Want hierdie is sy seun, hierdie volk is sy kinders. Dis asof God se liefde en sy rede of sy hart en sy geregtigheid in 'n tweestryd is. Want hy weet hy moet die volk straf, want dit wat hulle gedoen het is nie reg nie. Maar hy weet ook, hy's lief vir hulle. Sy vaderhart sê vir hom, hy kan nie dit doen nie. Sy liefde is te groot om Israel te vernietig, soos hy met Adma en met Seboim gemaak het. En hierdie stede het hy verwoes, saam met Sodom en Gomorra. Maar hy sê hy kan dit nie doen nie. Hy kan dit nie met Israel doen nie. Hy kan hulle nie prys gee of oorlewer of laat vaar nie. En as ons hier na die woord deernis gaan kyk, dan hoor ons dat God diep medelee gehad het met Israel. Die beeld wat hier gebruik word, herinner mense sommer dadelik aan daai gedeelte in Eksodus 34, waar God homself aan Moses beskryf het. 'n God vol gesed en emet. Troue liefde, verbondsliefde, dis die Hebreëse woorde wat daar gebruik word. Deernis en genade en betroubaarheid. Dit is verbondstaal. Dis nie net 'n God wat op daai oomblik so voel nie. Dit is wie God is. En dit is hoekom hy sê, my liefde brand te sterk. Ek kan jou nie prys gee nie. Hy was saam met hierdie mense hartseer. Hy het saam met hulle gedeel in hulle lyding. My ouma het altyd gesê, sy het ons so lief, dit maak seer, dit brand in mense bors. En in vers 8 sê God eintlik vir ons, hierdie deernis, die liefde, brand. Is dit nie ongelooflik om te dink dat God ons, sy volk, so lief het, dat dit seer maak nie. Hy sê dan dat hy ons nie kan prys gee nie, hy kan ons nie opgee nie. Die verhouding is vir hom net te belangrik. En op grond van hierdie deernis en sy liefde vir sy mense,
sal hy nie optree uit woede uit nie. Hy sal nie soos 'n mens optree nie. Hy sal nie Efraim vernietig nie. Hy is God. Hy is 'n heilige. Hy antwoord dan hierdie rebellie van Israel met liefde. En wanneer 'n mens teruggaan na God toe, gaan hy nie net aan met jou nie, hy begin oor en voor met jou. Die Here was nooit weg nie, dis ons wat gedwaal het en terugkeer na God toe. Die konstante, die Vader. En vandag is Vadersdag. En vir sommige van ons is dit lekker. Dis 'n viering van liefde vir 'n Vader wat lief is vir ons, wat net die beste vir ons wil hê. 'n Pa soos Hosea hiervan praat. Maar ons almal se situasies en ons stories lyk nie dieselfde nie. Vir ander is die woord pa 'n seerplek. Daar's afstand en dalk is daar afwesigheid. Dalk is jou pa nie meer hier nie. Of dalk het jy 'n ma of iemand anders wat daardie rol vertolk of 'n voorbeeld was. Dalk is en was daar nog nooit iemand soos hierdie nie. Vandag is nie vir almal dieselfde nie. Maar ons weet ook, daar is pa's wat vir ons iets wys van God. 'n Pa wat sag is, wat lei, wat dra, wat eenvoudig daar is. Dalk het jy so 'n pa, of iemand wat vir jou so is. En dit is net genade. Want deur sulke liefdevolle teenwoordigheid begin ons iets verstaan van wie God is. Mag ons vandag, of jy met dankbaarheid of verlange na jou pa kyk, almal saam ontdek dat God 'n Vader is wie se liefde ons nooit misloop nie. En soms laat hy daardie liefde deur ander mense tasbaar word. Hosea 11 vertel van 'n Vader wat anders is, 'n pa wat anders is, 'n Vader wat nie net ons hemelse Vader wil wees nie, 'n pa wat ons Vader genoem wil word. 'n Vader wat sê, ek het jou groot gemaak, en ek het jou geleer loop, en ek het jou teen my bors gehou, en ek het jou vasgehou toe jy wou los, en ek gaan nêrens nie. God kom haal jou en my daar waar jy is. Hy roep ons daagliks, daar waar ons hartseer en seer beleef, in ons opgewondenheid of teleurstelling, in ons rebellie. Kom haal hy jou en my met sy liefde, wat ons beskerm en ons toevou. Ons nooit sal los nie. 'n Liefde wat eindeloos is. Liefde wat onvoorwaardelik is. En 'n liefde wat onwrikbaar is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde. Here, dankie dat u liefde vas staan en nooit wankel nie. Here, ons hoor u roep en ons sien u arms is oop. Ons voel u hart wat klop met 'n deernis vir ons, u kinders. Here, maak ons mense wat hierdie liefde ontvang en mense wat dit uitleef, Here. Here, help ons om sagter en stadiger te leef, Here, stadiger om te oordeel en vinniger om genade te gee. Laat ons nooit vergeet dat u ons liefhet nie en laat daardie wete ons lewe vorm, Here. Gaan saam met ons soos 'n vader wat sy kind aan die hand vat en lei ons tree vir tree. Amen. Liewe vriende, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen.